Goeiedag geliefdes, dit is vir my goed om weer saam met u te wees en saam met u te praat. Ons is besig met Titus en ons staan daar by die eerste hoofstuk waar Paulus aan Titus sê wat die kwalifikasies van 'n ouderling moet wees, 'n leier wat in die gemeente aangestel word. Maar u moet ook oplet dat ek vir u gesê dat hierdie kwalifikasies nie noodwendig net altyd van die ouderling waar moet wees nie, maar ook van die lidmaat. Maar vir die ouderling is dit 'n opdrag dat in sy lewe teenwoordig moet wees. Met ander woorde, ek het laas vir u gesê, hy kan dalk bietjie meer 'n volwasse Christen wees, wat al die pad van die Here met die Here geloop het en hierdie goed geleer het. Terwyl 'n jong Christen nog hierdie dinge in sy lewe moet leer. Daarom, as jy oor ouderling praat, is die woord oud miskien 'n belangrike woord, om te sê met 'n ouer persoon wees, bietjie lewenservaring hê, en hy moet sekere kwalifikasies in sy lewe hê. Ek gaan weer vir u lees vanaf die 5de vers, en dan praat ons met mekaar daar oor die 8ste vers. Luister wat sê hy. Om hierdie rede het jou in Kreta agtergelaat, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het, en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel soos ek jou beveel het. As iemand onberispelik is, die man van een vrou, gelowige kinders het, wat nie beskuldig word van losbandigheid of tugteloosheid nie. Want die opsiener moet as rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie, maar gasvry, een wat die goeie lief het, ingetoe, regverdig, heilig, een wat homself beheers. Nou die volgende eienskap wat ons mekaar praat, ons het laas mekaar gepraat oor die eienskap van regverdig wees, ons praat vandag oor die eienskap van heilig wees. Nou wanneer ons praat oor heilig, dan praat ons nie oor volmaak nie. Ons praat oor 'n man wat eerlik is, opreg is, wat oop en eerlik voor mense lewe, wat 'n skoon verhouding het met God en met die mens. En dit is basies wat dit beteken. Heilig is nie volmaaktheid nie, maar heiligheid is daar is 'n skoon oop hemel tussen ek en God. My gewete kla my nie aan teenoor God of teenoor my medemens dat ek oortree het nie. Met ander woorde, my gewete is stil. En die oomblik as ek dan bewus word dat daar iets is wat ek gedoen het wat die Here mishaag, dan bely ek dit en ek kom weer in 'n heilige, skoon verhouding met God. U sal onthou dat die apostel Paulus spesiaal daaroor gepraat het, in Handelinge 24 vers 16, toe hy gesê het, ek lê my altyd daarop toe, om voor God en mens 'n rein gewete te hê. Dit beteken dat die ouderling nou geset en opreg sal wandel voor mens en voor God. Dat hy opreg sal wandel in die woorde wat ons nou al 2 keer met mekaar gelees het, dat hy onberispelik sal wees, afgeskeie van die sondaars, met 'n oop hand tussen hy en God en 'n oop hart tussen hy en God, 'n oop kanaal tussen hy en God, dat hy in 'n heilige verhouding met God staan. Ons onthou die verhaal van 1 Samuel 16 vers 7, waar die Here vir Samuel gestuur het na die huis van Isaai om 'n koning te gaan kies. Hy het daar by die huis van Isaai gekom en het al die seuns van Isaai by hom verbygegaan. Telke male het die Samuel die profeet gesê, dit moet hierdie man wees, dan sê die Here en die hele tyd verbygaan. En uiteindelik sê Samuel, Here, almal is nou verby, wat nou? Maar dan is daar nie nog iemand nie. Ja, daar is. 'n klein seentjie daar in die veld, Dawid. Ag, maar hy's nie eers 'n man nie. Hy's nie eers in tel onder die manne nie. Laat hom haal. En toe hy nader kom, toe sê die Here vir Samuel, dit is die man, salf hom. Met hierdie woorde. Die mens kyk wat voor oë is, maar God kyk na die hart. En God het na die hart van Dawid gekyk, 'n man met 'n rein, skoon, mooi hart voor God en gesê,
dit is my koning, ek wil hom as koning hê. U sien geliefde, die ouderling se lewe moet 'n getuie wees vir mense om hom, en hy moet 'n voorbeeld wees vir sy kudde om voor hulle te loop, en hulle die pad aan te wys hoe om met God te wandel. Daarom moet sy lewe skoon en eerlik wees, en hy met 'n heilige verhouding lewe, met homself tussen hy en God, en ook met homself tussen hy en mens. Daarom moet ek as het ware die woord van myself vra, as enige as 'n Christen, maar vir alles 'n ouderdom, kan die mens my maar ken soos God my ken. En as die mens my ken soos God my ken, sal hulle my nog as ouderling aanvaar, sal my nog as leier aanvaar, sal hulle nog my in die kerk aanvaar, of sal 'n geweldige skok wees deur my lewe. As ek dit nie kan sê, dat die mens my maar kan ken soos God my ken nie, dan is daar tog maar 'n stukkie skynheiligheid moontlik in jou lewe, 'n stuk voordoen wat nie in jou lewe hoort nie. Dat jy by die kerk iets anderster is as by die huis. En geliefdes, dit gebeur. Dit gebeur in leraarshuise. Ek was in leraarshuise, waar ek sien hoe hulle met hulle familie omgaan. Wat ek hoor die taal wat hulle gebruik. As ek die humeur sien wat hy het, dan sê ek wonder wat sal die gemeente sê as hulle jou nou sien. En meer as dit, ek wonder wat sê God van jou, as leier van sy kerk, wat by die kerk 'n pragtige mooi voordoen het. Toe as met hierdie man se seun goed praat, om vir hom te vra, hoorie, wanneer gaan jy jou lewe met die Here regmaak? Was die antwoord baie eenvoudig. Dominee, jy ken my pa by die kerk. Ek ken my pa by die huis. By die kerk is hy 'n engel. By die huis is hy 'n duiwel. Die apostel Paulus het vir ons iets gesê. Hy het vir ons in 1 Korintiërs 9 gesê, ons is almal in 'n wedloop na die ewigheid, om die onverwelklike kroon van die Here te ontvang. Dan sê hy, hardloop so, dat jy dit sekerlik sal ontvang. Dan praat hy oor homself. Hy sê, ek kastei my liggaam, en ek maak dit diensbaar, dat ek nie terwyl ek vir ander mense preek selfverwerplik sal wees nie. Daar is iets wat ek doen, ek kastei my liggaam, ek maak dit diensbaar, sodat ek in 'n opregte, eerlike verhouding met God sal kan lewe. 'n Mens dink ook onwillekeurig aan skrifgedeeltes wat reeds in die Ou Testament is, en daarom sê ek ook van die lidmaat moet waar wees. Daar in Levitikus die 11de hoofstuk vers 44 en 45 het die Here gesê, julle as volk van God moet heilig wees, want ek is heilig. Julle mag nie met die heidenisse gewoontes meng nie. Julle mag nie die heidenisse kos eet. Dit wat verborge is, wat God verbied, mag julle nie eet nie. En julle mag nie soos hulle lewe nie. Wees heilig, want ek die Here julle God is heilig. As 'n mens dink aan Petrus, dan stel Petrus dit vir ons baie mooi, en ek gaan dit vir u lees, dat u hoor wat sê Petrus. Hy sê, kom nou, verkeerde woord, 1 Petrus 1 vers 13. Daarom omgord die lendene van julle verstand. Wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel geword het by die openbaring van Jesus Christus. En soos gehoorsame kinders moet julle lewe inrig, nie volgens die begeerlikhede wat tevore in julle lewe bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Wees heilig, want ek is heilig, sê die Here. In Hebreërs die 12de hoofstuk vers 14 lees ons 'n woord. Jaag die heiligmaking na, waarsonder niemand God sal sien nie. Daar moet voortdurend in my lewe 'n ywer wees om te jaag na die heiligheid van God en na die volkomenheid van God. As ons Tessalonisense lees in 1 Tessalonisense 4 vers 7, dan sê God het ons geroep tot heiligheid. En hy wat dit verwerp nie 'n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. Dis 'n roeping van God vir elke gelowige, maar dis 'n roeping van God hoofsaaklik vir die kindjie van die leier wat vir die volk moet voorgaan. As ons daarna Filippense toe gaan, die 2de hoofstuk, vers 15, sê Paulus hierdie woorde vir Christene, sodat julle onberispelik en opreg kan wees.
kinders van God, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die duisternis. Julle moet onberispelik en opreg wees, kinders van God, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die duisternis. Daarom sê die 3de hoofstuk vers 12 en 14 hierdie woorde. Hy praat oor volmaaktheid, dan sê hy, nie dat ek dit al gekry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, asof ek dit kan gryp, omdat ek ook deur Christus gegryp is. Ek het die volmaaktheid as doel, as die eindpunt wat ek wil bereik, as die standaard wat ek voor God wil hê. Ek wil so naby aan God lewe as wat ek kan. Volmaaktheid sal ek eers in die hemel hê, maar Here, ek jaag daarna om selfs hier op die aarde so volmaak as moontlik te wees en so rein en eerlik te wees wat 'n mens met God kan lewe. Dan sê in die 14de vers, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is. Ek strek my uit na wat voor is. Ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Weereens, ek jaag daarna om daardie prys te verkry van die hoë roeping wat daar in Christus Jesus ons Here vir my is. Een ding wat 'n leraar moet doen, en wat elke lidmaat moet doen, is om te sê, Here, leer my om opreg en eerlik voor God en mens te lewe, dat ek met God kan wandel. En die lede van die liggaam van die Here, die lidmate, moet van die leraar sê, ons kan sien dat hy met God wandel. Geliefdes, as 'n leraar 'n woord verkondig en dit nie leef nie, dan vind mense nie aanklank by sy woord nie, want hulle wil dit in jou lewe sien. Daarom sê die apostel Paulus 'n woord, en hierdie woord kan ons maar vir elkeen van ons vat as doelwit. Hy sê, wees my navolger, soos ek dit ook van Christus is. Loop agter my aan, doen wat ek sou doen, kyk my lewenswandel en volg dit na. Dan behoort jy in 'n wonderlike verhouding met God te wees. Hy het 'n ander woord gesê in 2 Korintiërs 4 vers 10 en 11. Hy sê, daagliks sterwe ek, sodat die lewe van Christus Jesus in my liggaam tentoongestel sal word. Dat die lewe van Jesus Christus in my gesien sal word. Daarom moet ons 'n voorbeeld wees op hierdie wêreld van kindertjies van God. Dink aan 'n Ou Testamentiese voorbeeld, toe Samuel vir die volk gesê het aan die einde van sy dae, is daar enige van julle wat 'n klag teen my het, dat ek verkeerd teenoor julle opgetree het, dat ek verkeerd gelewe het, is daar enige klagte teen my? En die volk het eenparig geantwoord, ons het geen klagte teen jou nie, jou lewe was opreg en eerlik voor God. Die apostel Paulus sê oor sy eie lewe dit. Hy sê in 1 Tessalonisense 2 vers 10, julle is my getuies en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra het teenoor julle. God is my getuie, maar julle is my getuie. Julle het my lewe beleef, julle het my gesien. God het my lewe aanskou. En beide God en julle is getuie hoe eerlik en opreg en onberispelik ek voor julle gewandel het. Daarom moet ek en jy oplet na ons lewe, as leraar veral, want mense hou jou lewe dop. Mense kyk na jou lewe. En jy's die voorbeeld vir hulle, jy's die rentmeester voor God, en soos gesê, 2 keer word daar genoem, jy moet onberispelik wees, sodat jy die gemeente van die Here kan lei. Maar ook as lidmaat, moet ons in mekaar se lewens die werk van Christus sien, en moet ons as dit ware vir mekaar sê, ek kan die vooruitgang in die Here in jou lewe sien. Ek kan sien dat jy met die Here vooruitgaan en dat jy geestelik groei. Jy's 'n voorbeeld vir ons as lidmate. Ons moet dit vir mekaar sê. Ek sien Jesus Christus in jou gesindheid wat jy openbaar, in jou woorde wat jy praat, die manier wat jy lewe, kan ek sien jy het ontsag en jy lewe in 'n heilige en 'n toegewyde verhouding met die Here. Mag dit van u en my waar wees, dat mense dit van ons getuig.
Jy is nou maar eenmal 'n kind van die Here. Ons sien dit. Dis duidelik vir ons voor oë. Die Here seën vir u. Ons praat volgende week weer mekaar oor die ander kwaliteit, maar mag dit in jou en my lewe iets wees wat ons najaag om werklik in 'n onberispelike, heilige verhouding met God te lewe. En vat maar die lysie weer, lees hom weer deur en toets jouself maar telke male of jy kwalifiseer aan hierdie verhouding. Want jy is moontlik die volgende ouderling wat gekies sal word. Jy is moontlik die volgende leier wat moet voorgaan en kindertjies van die Here leer. Daarom lewe so dat jy hulle kan lei, dat hulle na jou woord sal luister en dat hulle ontzag vir jou sal hê, omdat hulle jou lewe voor God aanskou. Die Here seën vir u baie ryklik. Goeiedag vir u. Ons sien volgende week vir mekaar weer.